Welkom by die eerste podcast. Kan jy dit glo? Ja, het lang gevat vir hierdie. Na jare, het voel my dis al soos 'n jaar of 2. En dit, ja, ek dink dit is daar. Ja. Stal 'n hele ruk, bro. Ons is nou gelukkig hier so, en ons het 'n hele paar vrae van julle gekry. So ek is baie excited om dit te antwoord. Paar weird vrae. Ek gaan nie lief nie. Ek het, to be honest, ek het erger verwag. Ja, ek ook. Ja. Maar die kwaliteit van die vrae is wel beter as wat ek gedink het en wat jy gedink het. Ja, so dis nogal genuine goed en ek dink dit gaan lekker wees. Ons het 'n paar goeie vrae daarin en ook gaan kry jou koffie of jou tee as jy 'n tee persoon is. Ek is altyd is baie lekker. Ja, ek kan nie. As jy net water wil drink, gaan kry jy water. Hot koffie. Wel nie hot nie, maar jy drink like, koffie. Ja, min. Maar uit is elke dag van die week al gedrink. Dank, ja. Anyways. Ja, so gaan kry vir jou koffie, tee, kry snacks en dan gaan ons begin met die vrae. Ja, hierdie gaan 'n lekker lang ene wees. So. Verseker, gaan jy die eerste vraag vat? Ja, let's do it. Alright, julle. Sit die secret box hier agter. Alright, so hier is die eerste vraag, guys. Alright. Ek het gesien. Dis al klaar. Okay, so hierdie is Chris se vraag aan my. Hoe weet jy dis my vraag? Want ek sien Chris daaronder. Hoe weet jy dis myne? Matt, wie is jou 5 jeugleier? So jeugleier, meaning tussen ons twee. En dan sê hy onder Chris, same. My gunsteling jeugleier, ek sal sê is Chris. Wow, myne is jy. Oh, great. Sorry. Sorry, ek is crazy, bro. Ek het nie bedoel weet. Bro, gooi dit op my koffie hoor. Sorry. Oh my days. Okay. Nog een. Dank. Ek weer gaan. Sorry. Ja, jy moet weer gaan. Dat is nie 'n vraag nie. Dis jammer. Sorry, dude. Is weer jou. Okay, gooi dit net onder. Right. Alright. Dis die eerste actual vraag. So, hierdie is 'n vraag wat ons, ek dink as ek dit vat, gaan ek jou vra, alright. So Chris, hoe maak ek my hart oop vir die Here? Hoe maak jy jou hart oop vir die Here? Okay, ons het 'n paar vrae gekry wat min of meer soos dieselfde idee is wat die kinders nie verstaan nie. So, hoe maak jy jou hart oop vir die Here? So, iets wat jy moet verstaan is niemand wil God soek nie. Ons lees dit baie in die Bybel. Elke persoon het al sonde gedoen. Sonde skei jou van God se teenwoordigheid af. Dit wil sê, jy soek hom nie. So die feit dat jy die vraag vra is 'n goeie teken, maar hoe maak jy hart oop vir die Here? Letterlik, vra hom net. Ja. Dis so maklik soos dit. Ek weet soms klink die goeie soos dit klink so maklik. Ja, maar dit is. Dit is, ja. Soos God het dit nie design om complicated te wees, dat dit gaan oor ons wat iets cools doen of moet doen nie. Ja. Letterlik vra hom net om in jou hart te woon, maak jou hart net oop vir hom. Ja, ek dink dis weer eens 'n ding van religion deesdae. Ek dink baie Christene lewe in 'n wêreld waar hulle werke meer saak maak as regte liefde. Regte religion. So wat werklik regte religion is dit wat die Here vir ons gee is genade. Is genade al van die begin af, wel van Christus af. So ek dink ja, so die vraag was, hoe maak ek my hart oop vir die Here? Dit is presies wat Chris sê. Vra net. Boom. So maklik is dit. Net so maklik soos dit. Ja, right, Chris. Goeie. Elke keer hierdie vraag wat ons gemaak het, ons het niks gevra nie. Okay, hierdie is nogal so 'n goeie een, hè? So vir my, né? Hierdie is vir jou. Ek is partykeer way te lui om tyd met God te spandeer. Is dit nie ons almal eintlik nie, né? Ons almal is eintlik so en ek dink wat vir my uitstaan met dit is, waar lê jou prioriteite? Ons het nou net gepraat oor wat genade is. Ons het net gepraat oor wat eintlik dat dit weer eens gaan oor genade, gaan nie oor jou eie werke en so aan nie. En so met hierdie vraag wat ek sal sê, Chris gaan nou definitief iets anders te sê, maar vir my is dit dat if you prioritize your time with him, it means that you want to have a relationship. Deur liefde, né? Dis hoe ons dit enigiets doen met enige tipe verhouding wat ons het.
bedoel as jy 'n vriend het of 'n vriendin het en jy wil graag 'n persoon leer ken, gaan jy mos nou tyd uitkoop saam met hulle. Jy gaan saam met hulle koffie gaan drink of jy gaan saam met hulle jeug toe kom of enigiets soos in daai tipe lyn. Ek dink dit is belangrik. Ek dink as jy regtig echt die Here liefhet, gaan jy mos nou tyd vir hom maak. So dis vir my wat vir my kant af. Ja, dis 'n interessante vraag hierdie. Want ek dink ons almal ervaar dit in die lewe wat jy soos deur sulke fases gaan. Ja. Ek wil sê waar jy soos inspired voel om Bybel te lees. Soos jy het net hierdie soos Heilige Gees rushing kick in jou soos jy is aan die brand vir hom. Ja. Jy lees die hele Bybel, jy doen al daai goed, maar die werklikheid is dat daai rush ons weggaan. Ja, baie keer baie vinniger as wat ons wil. Presies. En as ek nou eerlik moet wees hier, en ek voel ons altyd is eerlik hier. Ek het onlangs deur sulke hele soos ding gegaan waar ek het gevoel, okay, kom ons begin by die begin. Almal lees Bybel wanneer hulle voel, nie waar nie? Party in die aand, party in die oggend, waar, maak nie saak nie, maar ek was altyd soos 'n oggendpersoon. Ja. Alright. Maar dit het gebeur waar lewe besig word en dan kom ek nie by dit uit nie. Maar dan voel ek deur die dag soos ek voel die Heilige Gees sê vir my, hoor jy het nog nie Bybel gelees nie. Maar dan gaan dit meer vir my oor soos Sjock, ek het nog nie Bybel gelees nie. So gaan my dag goed wees. Of gaan iets terughou word. Dan voel ek hierdie burden en las op my, soos ek moet nou Bybel lees want ek het nog nie. En dan gaan dit meer oor werke. Ja. En wat ek toe moes besef, en ek het met Matt en my pa hieroor gepraat, as ek het vir hulle gesê, dit voel my ek is nie lus om Bybel te lees as ek so voel oor dit die hele tyd nie. Want as jy soos voel oor jy moet dit nou doen, soos jy moet dit nou doen, niemand wil dit doen nie. So wat ek toe moes besluit en doen in my lewe, as ek het besluit om 'n uur vroeër op te staan in die oggende om spesiaal tyd te maak vir die woord. So wat ek doen, is ek het 'n paar Bybels, ek het 'n Bybelkommentaar gekry en ek lees soos 10 verse max, maar daai 10 verse beteken soveel meer vir my as wat ek 'n hoofstuk probeer rush net om Bybel te lees en dit af te check. Sure. So dis wat ek moes doen. Jy is nie alleen nie. Gebeur met almal. Ja, ek dink as ek net ook iets daar kan bysit in my eie Bybelstudies. Ek het altyd nogal, hoe kan ek dit sê, soos eintlik wat jy nou net gesê het. Jy mens voel eintlik sleg dat jy nie die woord gelees het nie. En dit was so 'n punt gewees waar ek soos elke dag 2 hoofstukke gelees het. Want dit voel soos werke. Dit voel soos jy moet dit doen. Ja, presies. Anders gaan iets fout gaan. Jy moet. En maar deesdae wat ek rarig gesien het is daai baie, en dis vir my persoonlik, dit kan anders vir julle wees, anders vir Chris wees, maar vir my persoonlik, dit breek die intimacy wat jy met die Here het. 100%. Dit breek daai intimacy, dit breek daai, dis hoekom ek perikoop lees, en baie keer even soos minder as 'n perikoop. Perikoop, vir die wat nie weet nie, is mos die klein subdivisions in 'n hoofstuk. Yes, so ja, en dan vat ek dit, en ek sê dit vir baie keer, ek sê, ek eet die woord deur die dag, ek probeer, en dan probeer ek myself net soos remind deur die dag, so ja, dis 'n goeie vraag. Baie goeie vraag. Volgende. Right, Chris, hier is vir jou. Let's check. Vir ons altyd tegnies, as jy dan dink. Jy vra dit Maar net. vir jou in die eerste. Okay. Sjoe. Alright, Chris, is jy reg vir hierdie? Hierdie is 'n goeie een. Hoe kan, nee, jy mag nie kyk nie. Hoe kan ons as jeug saam kinders help wat in 'n mishandelinghuis lewe? Okay, so wat Sjoe. honestly, ek voel jy moet hierdie ene vat. Okay, wat cool is voor ons aangaan, wat baie cool werk tussen ons, is ek voel jou skillset en myne komplementeer mekaar nogals goed. So in hierdie geval het jy bietjie meer ervaring, so ek dink vat jy dit. Ja, En dan sal ek volg. met wat Chris nou sê. Chris ken die woord Hierdie goed woord is en Ja. Chris ken ook baie kere obviously hoe om goed oor te deliver na julle. Ek is meer in die terapie gedeelte. So hierdie is ietsie wat ek nogal baie waardeer van julle af. ja. So wat vir my uitstaan met hierdie is, en wat ek eintlik vir baie kere vir mense sê wat waar enige mens wat counselling nodig het of berading of wat ook al is, as jy
en dis persoonlik weer eens vir my, as jy regtig 'n goeie vriend het jy nie regtig berading nodig nie. Want as jou vriend, Preach. ja, daar's hy, né? As jou vriend regtig jou liefhet en jou ken en oopmaak vir jou, gaan hy nie jou judge vir jou paas nie. En dit is, voor ek aangaan, dit is belangrik hoekom ons die regte vriende moet kies. Godly vriende. So, om verder aan te gaan, om 'n terapeut te wees, is eintlik 'n professionele vriend. Dis eintlik wat dit is. Jy leer om 'n professionele vriend te wees. So, vir my is, as jy iemand ken wat deur 'n baie moeilike tyd gaan, doesn't really matter what it is, om net hulle vriend te wees, om hulle te hoor, en om hulle te verstaan en so aan, is baie kere genoeg. 100%. Wat ek stem 100% saam, vriende is super belangrik in hierdie geval, verseker. Maar vir my wat uitgestaan het, hoe jy daar kan wees vir iemand, is, kyk na Job, soos toe slegte goed met hom gebeur het, Dis waar. wat sy vriende was net daar vir hom. Nee? Ja. Soos, sy vriende in die begin, ons moet clarify, Ja. sy vriende in die begin, Nie later. guys, raak rustig, Ja. want hulle was daar vir hom, en dit is super belangrik, ja, volgende vraag, Ja, dat is goed. tensy jy nog iets wil sê. Ja, nee, maar ek dink jy's reg. Ek dink dit is regtig so. So by the way, Job se vriende, hoekom ons sê nie later nie? Job se vriende het kind of gesê dat Job die rede is vir al sy pyn en suffering. Wat Job die rede is. Job die rede is Dat dit vir sy pyn, ja. omdat hy gesondig het en dit is nie waar nie. Job was righteous geweest, so. Sien, ons kry baie van hierdie vrae wat, Dit joune eind. ja, okay. Wel, ons So- sal dit vir jou so lees. Hoe maak jy jou hart oop vir God? Right, gooi hom So, Chris. Ek gaan nie maar. wat ek juist voel, is, hoe maak jy jou hart oop vir God? Is dis jy, wat jou hart oorgee. So, baie mense voel entitled, om hulle hart en lewe vir hulle self te hou. Ooh, shucks. Ons gaan daar gaan vandag. Sorry, maar baie mense voel dat hulle liggaam en hulle hart en hulle eie sin is. Soos dis myne. Maar dis God se, en hoe jy jou hart oopmaak vir God is letterlik deur dit te surrender. As hy. Ja, dis waar. En ek weet Shucks. dit klink dalk eenvoudig, maar as jy gaan dink om jou hart soos te surrender, dis 'n big deal. Want dit is letterlik jy wat jou hart vir God gee. Maar dis is die manier om dit te doen. Ja, dis Hoe waar. maak jy hart oop vir God? Jy sê vir hom, okay God, ek gee my hart vir U. Asseblief kom woon in my hart. Ek maak hom oop vir U. En dan surrender Ja, jy. dis waar. So. En in die proses van dit gaan dit minder oor jouself en meer van hom. Waar staan dit nou weer? Dit is, ek Maar dink weer- Johannes die doper het so gesê. Ja, ek dink so. Less of me and more of him. Presies. I must become less and he must become more. Wil jy nog iets sê? Ja, met wat eintlik ek wil sê is, baie kere, en ek dink hierdie is 'n nice vraag, daai Baie. vraag van hoe maak jy jou hart oop vir God? Maar something that I think is a hindrance met daai vraag is, dis baie kere 'n kopding. Dis Ja. En dit is nie 'n kopding nie, dis 'n hartding. 'n Kopding is jy probeer uitfigure hoekom het die Here genade vir my? Hoekom gebeur hierdie? Jy probeer dit Uit 'n redeneer. menslike perspektief check. Ja. exactly, maar dit is nie, dis 'n hartding. Dit is daai ding van jy sê so ek gaan myself neerlê en sê ek gee oor vir die Here en ek vertrou hom met my lewe. Your mind doesn't need to align with it. Your heart needs to align with it. You need to decide that. Dis mos nou faith. En nog iets. Wanneer jy vra hoe maak jy jou hart oop vir God? Jy moet gereed wees dat God begin werk. Moenie daar gaan nie. Want ja, Waar mense voel dis 'n checklist storie. Ek het my hart oopgemaak vir God, ek's dialed. Maar en dis nie 'n scary ding nie. Ons gaan net daaroor praat, ons 'n vraag oor dit. Maar wees gereed dat God jou hart gaan begin verander, want dis wat hy doen, hy I know. verander harte, I know. wat goed is. So kom ons sê gou net gou nog 'n dingetjie met wat Chris nou daar sou sê. Ek is seker van julle gaan sê dat ek 'n fout gemaak het, maar dis alright, maar ek het 'n paar maande terug vir die Here gevra vir patience. Ja, ons kan wel oor hierdie ook praat later. Ek like Ja, it. later, maar wat ek Ek net wil like sê it. op dit is laaste paar maande Word dit getoets. baie erg. Dit ek het soms. Nee, ek doen nooit nie. Volgende vraag.
Ons sê niks daaroor nie. Nou ons sê. Gabby? Jy sê dankie vir alles. So ons Dis 'n plesier. Dat is 'n Volgende goeie. vraag. Ek like daai en dit is baie cool. Ramme. Hoekom moet 'n mens 'n moeilike lewe hê Oeh. met 'n gesiggie wat nie happy is? Ek love die vraag. Moet ek begin of jy? Ek sal maar gooi. Begin jy met hom? Ja, Wat ek sal maar gooi. Hoekom moet mens 'n moeilike lewe hê? Yes. So in die Bybel, nou hierdie kom ons ja, kan ek maar begin. Kan ek maar hierdie nou Vat begin? So in die Bybel is daar 'n man en sy naam is ek weet nie presies nie. Maar Ek kan ook nie onthou nie. hy's 'n blinde man, okay? En eendag het die obviously nou die disippels het die blinde man gesien en vir Jesus gevra, Jesus, is hierdie man blind omdat hy gesondig het of is dit sy ma se sonde? Wat gaan aan? Hoekom is hy blind gebore? Of wat ook al, nou, iets soos dit, nou? Ja. En Jesus het gesê, dit is nie die ou se sonde of sy ma se sonde wat hom blind gemaak het nie, maar is dat die glorie van God deur hom kan skyn. Want die Christus het toe sy oë oopgemaak en daar was 'n verandering wat in hom plaasgevind was, wat radikaal was en hy kon eintlik met mense gepraat het. Ek dink hy het met die Fariseërs eintlik daaroor gepraat. En dit is net vir my amazing dat die Here sy omstandighede gebruik het vir sy glorie en ek dink dit is 'n bitter pil om eintlik te sluk. Dis eintlik baie keer skerry om oor te praat. Maar ek bedink as ek terugdink aan my lewe en die goed wat ek deurgegaan het, ek het deur my eie tipe goed gegaan. Maar omdat ek daar deurgegaan het, kan ek baie kere mense wat op dieselfde pad is, help en om na die Here toe te bring. So dis van my kant af. Chris het iets awesome ook om met julle daaroor te deel. So ja. Nou, ek love daai. So ek is nou met my Bybelstudie besig. Ek lees nou deur Petrus en ek het nou vanoggend van hoofstuk 4 vers 1 af begin lees. En ek gaan dit nie nou opsom nie, want dit is baie. Maar dit gaan als oor suffering. Hoekom moet mense 'n moeilike lewe hê? Dit basically the suffering. So, daar's 'n paar goeters wat 'n mens hieroor kan sê. Die eerste ding wat ek wil sê is suffering is goed. 100%. Kom ons gaan hier na toe. So, daar is okay. So in die kommentaar wat ek lees, het die ouene vertel Ek was voor die aangaan kan jy sê 'n bietjie wat 'n kommentaar is. Okay, 'n Bybelkommentaar is basically 'n ongelooflike slim teoloog, pastoor wat 'n vers vat en dan gaan doen hy soveel navorsing oor daai vers en soos hy verduidelik die konteks en waar hy dit nogal gesien het in die Bybel ensovoorts. So hy probeer jou net dit maak verstaan. Dis asof 'n juffrou jou werk op skool leer. That's cool. Om het, ja, okay, anyways. So hy vertel die storie van 'n ou wat altyd dronk was. So hierdie ou het geparty, as daar party is, dan is hy daar. Hy het altyd die drank voorsien, hy het altyd gedrink, hy het altyd al hierdie rowwe goed gedoen. En op 'n dag het 'n drankdrywer sy 3-jarige kind doodgery. Dis suffering. Sure. Maar wat hy toe daai uit geleer het, is hy te besef, hoorie, hierdie sonde om dronk te wees maak dat jy stupid goeters doen en dit lei na goed soos jou kind wat doodgaan. Ja. En van daai dag af het hy nooit weer aan drank geraak nie. Hy like nie om aan dit te dink nie ensovoorts. So daai suffering, hierdie is ook dis baie diep. Ons kan eintlik 'n hele diens Ons kan, ek dink ons moet iewers. Ja, ons moet. Maar daai suffering het sy lewe verander. As dit nie vir daai suffering was nie, het sy lewe nie verander nie. Nog iets wat ek kan sê, in lockdown, dis actually hoe ek my lewe vir Christus gegee het, is deur suffering. Ons almal het ons sonde gedoen, en toe het ek ook deur so 'n hele ding gegaan, waar ek getwyfel het, of ek vergewe kan word, ensovoort. Lang storie kort, ja, jy kan vir enigiets vergewe word, maar daar praat. as dit nie vir daai suffering was nie, dink ek nie ek sou nou hier gewees het nie. Ja. Want dan sou ek nie God se genade verstaan het nie. Nee. Anyways,
Baie goeie vraag daai. Briljant. Wow. Dink ons gaan baie daaroor praat ook in die Ja? toekoms. Man, ons het diep gegaan op daai ene. Dis 'n williene. Anyways. Okay. Hoe gaan jy terug na God as jy so ver van hom af gegaan het? En heeltyd om let down is die vraag. So, wat ek hierop sê, ek weet jy het ook iets wat jy oor wil sê, maar Filippense 2 vers 13 sê dit is hy wat in jou werk om te wil. Alright, so, wat dit beteken, almal het al sonde gedoen en niemand soek vir God nie. Korrek. Dis wat gebeur het in Genesis. Ja. Niemand soek God nie, almal het al sonde gedoen. So as jy voel jy het God al soos seer gemaak of iets in die nader aan wil kom, wat sê die vraag, hoe gaan jy terug na hom? Okay. As jy so ver van hom af is. Basically, niemand soek hom nie, en is hy wat in jou werk om te wil. So as jy voel, okay, jy is ver van God af, jy wil nader kom. So, hoe great is dit nie? Soos, wie dink jy is dit wat vir jou sê, jy moet nader aan God kom? Is dit jou sonde? Glad nie, niemand soek hom nie. Dis die Heilige Gees wat sê, hoorie, jy moet na God toe gaan. So die feit dat jy dit vra is incredible. Almal wat voel hulle is ver van God af of hulle het te veel sonde, hulle wil nader aan God kom. Hulle wil net iets doen om hom te impress. Ons gaan daaroor praat, maar dis 'n goeie ding. Dis die Heilige Gees wat in jou werk, wat awesome is. Dis al wat ek te sê daaroor. Ek dink ek het veel anders om te sê Ja, as dis 'n ek baie stem goeie saam. vraag. Dit is him, he's working through us. Ek dink daar's eintlik so baie om oor dit te praat. Ek dink even Psalm 23 sê that he makes you walk on the path of righteousness for his name's sake. En die Here is besig met ons. Is net baie keer dat ons net nie oorgee nie. Ons het nou net daaroor gepraat. Surrender. Volgende vraag. Morney Jansen van Vieren. Right, dit is van jou af. Hoe weet ons dat daar werklik 'n God is en dat die Bybel nie 'n namaaksel is nie? Chris? Okay, so Ek love daai vraag. ja, dit is 'n goeie vraag. So die eerste ding, namaaksel beteken mos dat dit gebaseer is op iets. Ek weet dis nie jou vraag nie. Basically, die Bybel is as die Bybel gebaseer was op iets anders, dan sou die Bybel gebaseer word op die Bybel, wat dan dis dieselfde ding. En dis oud. Die Bybel is verskriklik oud. Dis nie die vraag nie. Kom ons sê, hoe weet jy dat God werklik is en dat die Bybel legit is? Ja. Kom ons stel dit so. Ja. Eerste ding, hoe weet jy dat God werklik is? Ek het dit al gesien. Ek het dit al beleef. Jy het dit al gesien, jy het dit al beleef. Miljoene, biljoene mense het dit al gesien en het beleef. Sy teenwoordigheid. Dis die eerste ding, soos miracles. Mense wat net soos miraculous genesing, soos, dit gebeur nie net nie. Nee. Dit is onmoontlik vir so iets om net te gebeur. Dis waar. Daar is 'n God. Die tweede ding wat ek daarop wil sê, wat sê die vraag nog? Is dit nou hierdie ene? Ek het hom gegooi. In die Bybel. Okay. Jy kan ook baie hieroor praat, maar hoe weet jy dat die Bybel legit is? Ek gaan nou jou punt steel, jy het dit vroeër gesê, maar gooi hom. Nee, gooi hom. Daar is soveel profesieë in die Bybel wat gemaak was. Vir die van julle wat nie weet nie, 'n profesie beteken, om dit eenvoudig te stel, dis is om te verduidelik wat gaan gebeur in die future. Nie waar nie? Ja. Om dit eenvoudig te stel. Ja. En dis 'n bold statement. Okay. Voor ons net te diep gaan, kom ons chill. Ja. In die Bybel, verstaan, as daar in die Bybel staan, hierdie gaan gebeur, dis 'n big deal. Dit is 'n big deal. En almal van hulle, sover, is legit, en het al gebeur, of is besig om te gebeur. Of gaan kom. En het gaan gebeur. En jy kan dit nie fake nie. Nope. En ook, ek dink ons sal op die skerm hierdie foto sit, maar jy al daai foto gesien, ek weet jy het al, van die cross-referencing in die Bybel. Ja, yes. Hoe verduidelik jy dit net
Lak? Soos, Ja. dis nie lak nie. Nee, dis nie. Nee, dis nie Dis lekker. glad nie lak nie, dis God. Ja, dis dieselfde. 100%. Dis ek dink daar's verskriklik baie authors in die Bybel. Maar die amazingste ding is daar is nie wat is daai ding wat hulle sê mos contradictions. Daar is nie contradictions Presies. En op dat ek hoop nie, ek val jou in die rede nie. Nee. Maar verstaan ook, die mense in die Bybelse tyd het nie die Bybel gehad nie. Ja, dis wel. Hulle het ons gaan nou baie diep hierin, maar verstaan, hulle het nie gelees hierdie ja, kyk, ons gaan dit aan. Julle verstaan ek bedoel ek wil nie nou te diep in hierin gaan nie. Ek dink wat ons net eintlik sê is Baie goeie vraag. die possibility dat Jesus 2 van die profesies vervul het is verskriklike klein percentage. En daar was, ek dink dat daar in die Bybel staan meer as 400 en ek bedoel die Ou Testament, die laaste boek of kom ons sê die laaste boek wat technically geskryf is, was ten minste ek dink 400 jaar Ja, voor Jesus gekom het. Yes. En ek bedoel die meerderheid van Ja. profesies is ewen verder. Ons praat van Jesaja, ons praat Precies. van Genesis waar dit profeseer van Christus vertel. So dit is ek dink ek en Chris gaan eendag vir julle wys, maar daar is ek weet nie van julle of julle Louis Giglio ken nie, maar hy, Yes. ek dink is Leo Giglio of John Yes. Piper of John Ja. Bevere wat dit so goed verduidelik het, Ja. die possibilities en eintlik die percentages soos 0.00000% Ja. kans dat Jesus almal sou gedoen het of 2 of 3 en hy het elke een vervul. En ook, daar is soveel goeders wat hulle nou soos vandag vind, soos Noag se ark, daai is super cool. Die feit dat daar skulpe bo op daai berg is insane. Daar's soveel goeders wat hulle soos bewys dat die Bybel legit is. Ja. Nog iets op daai noot. Ek luister nou die dag 'n preek van Louis Giglio en hy verduidelik of hy vertel in Jerusalem is hulle mos nou besig om soos baie diep onder die grond soos ou strate. Het jy dit al gesien? Ek het daarin goed. Hulle is besig om soos ou strate op te grou, soos ou geboue onder die grond, wat cool is. En hoe dit gewerk het in die Bybelse tyd voor Jesus, dit is baie belangrik. So, elke keer as die priester moet gaan offer, dan moet hy mos nou in die allerhoogste ingaan, né, in die tempel. En wat super cool is, wat nie cool is nie, is as jy met sonde in God se teenwoordigheid ingaan, sterf jy. So wat hulle toe moes doen, is aan hulle rokke het hulle hierdie goue soos bells Ja, die klokkies. gemaak. So as jy die klokkies hoor, dan weet jy die ou shop. As die klokkie skielik net ophou klokkie, dan beteken dit die ou is gone. Hy's Dan gone, moet jy hom ja. uittrek. En hulle is besig om onder die stad soos klomp goeters op te grou en toe vind hulle een van daai klokkies. Wow. Wat soos ons praat nou van duisende jare, 2000 jaar terug at least, Sure. want hulle hou nog aan hom, maar soos Sure. wat is die kans vir dit ook? Sure. Dis That's insane. amazing, hè? Ja, maar Wow. baie goed daaroor. Anyways. Right, dat was 'n lekker lang vraag geweest. Dankie vir daai, né? Right, so ons het hierso, kom ons kyk. Right. Ons moet meer games doen. Nee. Cool, volgende een. Ons gaan ook nie hierdie ene doen, hè. Wat staan Dis 'n sneaky vraag. Wat? Okay. Ja, nee, moenie worry nie. Right, so hierdie is een van die vrae wat moeilik is om te verduidelik. Moeilik is om oor te praat, maar belangrik om oor te praat. Yep. Ek dink ons het 'n paar goedjies wat ons nou vandag gaan sê, nie te lank daarin gaan spandeer nie. Dink ek en Chris moet 10-1 hierdie jaar 'n bietjie met julle daaroor praat. Yep. Dis tough, maar dis belangrik om oor te chat. Can you be forgiven for suicide? Chris, jy kan maar gaan. Ja, maar wat? Maar obviously okay, ek en jy het 'n ander antwoord oor hierdie. Ja. Ja, elke sonde word vergewe behalwe as jy nie glo nie, obviously. Romeine 10 vers 9 verduidelik dat if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Ja. Punt. Ja. Punt. Yes. Daar's niks wat jy kan doen wat God nie kan vergewe nie, behalwe as jy nie glo nie. Dis obvious. So ja, jy kan vergewe word, maar
dink net daaraan, daar is goed wat God deur jou wil doen. So as jy 'n lyn trek, hoe gaan God verder deur jou lewe werk Ja. vir sy eer Maak hom seer daardeur. om ander mense ook te red? Dit is waar en Ja. wat ek eintlik met dit wil sê is die Here red ons nie om vir ons 'n lisensie te gee om te Yep. sonde nie. Hy gee vir ons om in genade te lewe met liefde en so ons hou op met sonde want ons is Presies. lief. En Ja. met dit is soos wat Chris sê, jy kan of sny die punt af wat die Here vir jou eintlik gegee het en Al daai potensiaal. al daai potensiaal is weg. So ja, jy kan van enige sonde vergewe word, maar daar's een wat jy nie kan nie. Moet dit nie doen nie. Anyways. Blasphemy of the Holy Spirit. Maar ons Yes. kan later daaroor chat. Dit is maar net om nie Christus te aanvaar as jou redder nie. Alright, kom ek roep hulle net uit en vir hulle sê hulle moet nie sulke goed doen nie. Marley, Danica, Gabby, Julle is gefire. julle is klaar, hoor. Signatures. Wat is weer eens, guys. Lifted is die beste plek ooit. Wie het dit gesê? Low-key. Wie het dit gesê? Die Legends. En julle Marley, kan yes, julle kan die box sien. AK your favorite. Ja, ek joke. Ons is ook lief vir julle, hoor. Okay, Ruan. Hoe bly 'n mens opreg en verloor nie hoop nie? En wat is die regte manier om iemand te vergewe? So, toe ek hierdie gelees het ek vir Matt gesê, ek dink ons moet hierdie opdeel in 3 vra. Ek sal vir jou sommer vas antwoord jy julle en vir een. Okay. So ek sê eerste vraag is, hoe bly 'n mens opreg? So wat ek gevoel het is Johannes 15. Ek sien soos vers 3 of Ja. Waar Jesus praat oor hy wat die ware wingerdstok is en jy moet in hom bly. Remain in me and I shall remain in you. And I'll produce fruit. Presies. Is So, dit nou? hoe bly jy opreg is deur in hom te bly. Ja, want dan gaan jy gaan natuurlik vrugte baar. Yes, as jy in hom bly. Wat beteken dit om in Jesus te bly? Maak hom deel van jou lewe, bou 'n verhouding met hom en jy studeer die Bybel. Ja. Bly Om in te sy weet liefde. wie hy is. Ja, bly in sy liefde. Ek dink daai Presies. hoofstuk praat ook van soos remain in me and I will remain in you and you will produce much fruit. Yes, Maar dit praat ook van remain in my love. presies. Dis 'n verhouding, guys. Dis 'n verhouding. Dis wat ons die hele tyd oor praat. Tweede vraag en wat? En hoe verloor ons nie hoop nie? Honestly, dis vir my dieselfde ding. Ja. As jy in Jesus bly, okay. As jy vrug dra, van die vrug dra wat geproduseer word deur in hom te bly, soos love is patient, love is kind, al daai dinge. Dit gebeur net. Ja. Kan ek dit so sê? Ja, jy kan. Ja. Dit gebeur net. Ja. Dit is Deur so. in Jesus te bly, gebeur hierdie, jy verloor nie hoop nie. Nog iets. 'n mens kan so diep gaan op al hierdie vrae, Ons maar kan. daar's nie eers ons is al vir 'n rukkie besig. 35 minute. Okay, kom ons gaan nou met dit. En dan sal ons nou hierdie vraag, wat die laaste ene? Right, ek dink die laaste ene is En hoe vergewe jy? en ja, wat is die regte manier om iemand te vergewe? Baie goeie vraag. Dankie, Roan. Yes, verseker. Hoe vergewe jy iemand? So om iemand te vergewe vir iets kleins, sê nou maar ek maak met 'n skoenveter los, dis is ja, ek vergewe jy. Maar daar's baie dieper goeters wat gebeur in die lewe. Ja. Wat genuinely dis moeilik Ja. om iemand te vergewe in daai geval. Ja, dis waar. So. Soos as jy daaraan dink. To be honest, jy kan nie. Soos jy kan nie. Jy kan nie iemand vergewe nie. Punt. Ek weet dit is hars, maar dis die waarheid. Die rede vir dit dis Jesus en sy gees wat deur jou werk om iemand te vergewe. Hoe kan jy iemand vergewe? Jy vra vir God om deur jou hulle te vergewe. Hoe cool is dit nie? That's amazing. Jy kan dit nie uit jou eie doen nie. Onmoontlik. Maar jy vra vir God, okay, ek wil hierdie persoon vergewe, maar ek kan nie. Asseblief help my
om hulle te vergewe. En dan laat jy toe dat die Here deur jou hulle vergewe. Ja, beautiful. En ek dink Chris, jy gaan saamstem met my, maar daar's tye waar en soos wat nou net wat Chris sê, kom ons sê hy ek weet hy punch my en ek like dit nie. Dis maklik om hom te vergewe, baie maklik, maar daar is goed wat regtig seer maak. En wat ek eintlik op dit wil sê is wanneer iets soos dit gebeur en ek is seker jy voel dieselfde, voel ons in ons hart na die tyd, luister ons moet regmaak met hierdie persoon. Yes. So moet regmaak en ons moet vinnig regmaak. En die rede vir dit is, dis nie reg om in die onvergifnis te bly nie, maar nie deur jou eie werk en nie deur jou eie manier nie. Jy moet jou gedeelte gee en sê, Here, ek vergewe hierdie persoon, maar help my. Help my dat daar regte vergifnis gaan kom, want as jy op jou eie gaan probeer, is ook nooit. Presies, en die Bybel sê dit ook so baie. God gaan jou nie vergewe as jy nie ander vergewe nie. Dis 'n scary ene. Dis 'n baie Want scary ene. Ons is geroep om soos hy te wees. En as jy nie ander kan vergewe nie, hoe wil jy verwag dat God jou moet vergewe? Yes. So wat, moenie laat die son afgaan voordat jy nie reggemaak het met jou broer nie. Moenie kwaad gaan slaap. Sure. Moet dit net nie doen nie. Soos nou, vra net vir die Here om hulle te vergewe deur jou. Ja, presies. Presies. There's no better time than now. My vraag of jy nou, ek kan eers onthou nie. Dis myne. Let's have a look, shall we? Alright. Vraag vir Chris van Matthew. Waar kry jy jou fashion ideas? Volgende vraag. Leukie. Geen idee. Waar kry ek my fashion ideas? Van my ma. Ja, dit is like iets als vir 'n mens. Wat sê jy? Okay. Goeie vraag. Maak Lifted Living in Favor merch. As jy nie weet wat Living in Favor merch is nie. Dit klink soos een woord wat ek sê, Living in Favor merch. Living in Favor merch. Ons sal 'n foto op die skerm pop. 3 2 1. Ek hoop dit is op die skerm, anders lyk ons weird. Nee. Lifted maak nie daai merch nie. Dis 'n onafhanklike besigheid wat dit doen. Yes. Maar ons wil collaborate en Lifted merch maak. Hoe cool sal dit nie wees nie? Dit sal awesome wees. Want baie mense het ons al gevra, ons het Lifted merch, ons het nie. Ons gaan dit doen. Honestly, wat sal julle wil hê? Julle moet vir ons met ons hier so 'n bietjie chat. Hoodies, Honestly, beanies, bucket sal 'n hats. beanie love en 'n hood love. Soos ek's 'n massive beanie en hood fan. Yeah, same. Ek legit by hood net daarso en Ek's 'n hoodie guy. en ek love it. En dit is 'n nice sleek t-shirt ou. So, Dis Lifted. ja. Ons sal dit cool doen. Ons sal 'n bietjie dink oor. Dit sal super cool wees. Chat met ons daaroor dan 100%. gaan ons volgende. It's like it. Right. Hierdie vraag is fun. Alright. Hoe raak ons nader aan die Here en hoe kan ons meer Bybel lees? Ek love hierdie ene. Ek love hierdie vraag. Okay. Love. So ons het net nog gepraat oor suffering. Hoe raak 'n mens nader aan die Here? Suffering maak dat jy sy genade verstaan. Wat wil sê dat jy hom meer wil hê, as dit sin maak. Ja. So baie goed gebeur in jou lewe wat suck en is stupid en niemand like dit nie. Maar op die einde van die dag bring dit jou nader aan die Here en jy verstaan sy genade. Weereens, was die vraag wat ek hom gegooi het. Hoe raak ons nader? Okay. Hoe raak ons nader aan die Here? So, hoe raak jy nader aan die Here? Onthou dis 'n verhouding. So dis nie 'n werk om dit te doen nie. Dis nie 'n checklist nie. Dis jy wat verstaan dat Jesus jou gered het. Sure. Dis Jesus het jou gered. Ja, jy moet dit verstaan en dit maak dat jy hom wil hê en wil soek en 'n verhouding met hom wil hê. En wat is die tweede deel in iets van die Bybel? Hoe lees jy meer Bybel? Wat ons net nou gesê het, soos jy moet daai dissipline hê, brother. Staan 'n uur vroeër op. Ek weet dit suck. Ek like slaap. Ek ook ja. Ek slaap super fun. Veral in die winter, wanneer dit so koud is. So moeilik. Maar so moeilik. Om vroeër op te staan, om tyd te maak vir hom, dit verander jou lewe. Wat ek eintlik met dit wil sê is, daar is
vreugde Yeah. as jy dit doen. Groot vreugde. En ek het hierso geskryf, ek dink dis mos Jakobus in Afrikaans, né? James 4 verse 8. Draw near to God and God will draw near to you. En dit is die vers wat eintlik my lewe, ek sal sê, tot 'n mate in baie maniere verander het. Yep. Want dit het my laat besef, how can I know God or come closer to him and have a relationship with him if I don't make the time? Precies. En ek sien dit altyd so, as jy besluit ek gaan nou vir 5 minute bid, you're drawing near to God and he's drawing near to you. Jy vat 10 sekondes van jou dag om na 'n beautiful blom te kyk en jy sê soos, wow Here, jy het dit so mooi gemaak. Jy trap 1 tree nader aan die Here en hy kom nader aan jou en dit is hoe ek alles. Dit is super cool dat jy dit sê. Dit het my ook gehelp in lockdown toe ek soos begin het met als met soos my hart vir die Here gee. Wat ek begin doen het, ek was altyd soos okay, ons gaan daar. Jy glo, jy is gereed. Jy bid in die aande, want jy moet bid. Dan gaat ons. That's it. Jaar na jaar. Selfde ding oor en oor. En ek het dit nie besef nie, maar dis nie hoe 'n verhouding met God lyk nie. So wat ek toe begin doen het, is ek het letterlik God deel gemaak van elke klein ding. Soos ek stap buitekant en ek sien die sunset, dan sê ek soos, yes, hy is so cool. Soos, jy het dit gemaak. Ja. Soos, ek gaan staan hier daar soos, okay, bid, boom. Nee, soos, jy acknowledge hom net en dit wat jy sien, soos, man, jy is so goed. Ek drink koffie, dan sê ek soos, joh, ek is so dankbaar dat jy koffiebone gemaak het. Ja. Ek, soos, stap by die huis en dan sê ek soos, man, ek het 'n huis. Soos, dankie Vader. Soos, maak hom net deel van jou lewe, jy hoef dit nie weird te maak nie. Ja. Acknowledge hom net in alles. Ek dink, kom ons pause hier net, my koffie is klaar. Welkom terug by Lift It podcast. Koffie is gemaak. Ons gaan verder. Ad break. Okay. Sorry. Hoe kan God ons almal help as daar so baie mense is wat vir sy hulp vra? Moment. Wat jy omvat. Ja, ek sal 'n kleintjie van hom vat. So, okay, met ek begin. ek begin jy, ja. Okay. Die eerste ding, God is alomteenwoordig. So, dis baie moeilik om te verstaan, dat God oral kan wees op dieselfde tyd, en ook by jou. So hoe ek dit sê is, waar is die vraag? Ek kom altyd so ver. Hoe kan God almal help as ons so baie? Okay. Ons het sy gees gekry, toe Jesus ons gered het. So sy gees bly nou in jou. As jy okay, sy gees, kom ons sê voor jy nou glo. Dan kom die Heilige Gees in jou lewe en hy sê braai jy het sonde, jy kort hom. Yes. Dan dis sy werk. Yes. Voor jy glo. Ja. Nou glo jy. Nou vra jy vir, okay, nou kom bly sy Gees in jou. Ja. Vra vir Jesus, okay, kom woon in my, ek soek jy, ek hoort jy. Nou bly sy Gees in jou. Wat nou gebeur, is die Heilige Gees is in jou. Ja. So God is in jou. Sy? En by jou. In alles wat jy doen. Maak dit sin. Ek hoop dit maak sin. Wat hom daar buite las, is Matteus 10 vers 29, sal daar op die skerm gooi ook. Dit wys mens weer eens, God sien nie net mense raak nie, hy sien sy voeltjies ook. Die Heer, ek dink daarso in Matteus sê dit daarso dat not even a sparrow falls without the Father's notice, and even the very hairs on your head is numbered. Wat vir ons sê is, elke persoon wat is, wat was en wat nog gaan kom, ken God, persoonlik. Ja. Hy ken jou en hy het jou hare getel. Hy weet presies hoeveel hare het Chris op sy kop en op my kop. En ja, so dit is 'n moeilike ding om te verstaan, maar die Here is teenwoordig en ek dink daar's ook 'n vers wat sê, waar Jesus self gesê het, dis beter as ek weggaan. Hoekom sal dit beter wees, Chris, as die Here weggaan? Sodat ons sy Gees het en kan ervaar en ja. Presies, Jesus is op een plek, maar die Gees is oral. Wat ook cool is, vir die van julle wat nie weet wat sparrow is nie,
In die Bybelse tyd was dis 'n voeltjie wat super cheap is. Soos die armste van die armste persoon kan hierdie ding bekostig en ons het gelees dis so cheap dat as jy 2 koop dan kry jy een verniet. Ja, somme net een ekstra enetjie, ja. So die rede vir dit is sodat jy kan besef as God hulle dophou, daai cheap voeltjie, niemand like daai voel nie. Dis 'n cool voel. Daai voeltjie wat soos jy verstaan wat ek sê, wat so super cheap is en soos daar's nie value nie. As God daai voeltjie liefhet en gemaak het en dophou, hoeveel te meer ons en sy seun het vir ons gesterf. Beautiful. Dis iets wat julle moet verstaan. I love it. Beautiful. Stunning vraag. Dis amper deur dit. Amper deur die vraag. Matt, Okay, sure, alright. hoe weet jy wat 'n persoon reg is vir jou? Okay, dis 'n seker diepe vraag. Enjoy. So, hoe weet ek? Hoe weet jy? Of? Hoe weet jy of 'n persoon reg is vir jou? Ja, dis ook 'n lekker. Love daai vraag ook. So, Chris gaan nou sê wat hy in glo met dit. Vir wat my ek in glo, wat ek wat ons altyd glo dieselfde die pyn wat jy moes deurgaan. Die pyn. Nee. Hoe ek dit kan sien is I think there is a few things that you need to first figure out. Alright? Eerstens, waar lê daai persoon se hart? Is hulle 'n Christen? As hulle nie 'n Christen is nie, get out. Get out. Yep. En hoekom ek so sê is die Bybel is baie duidelik, do not be yoked with an unbeliever. En ons praat nou van troue en sulke goed. Maar baie kere kom mense na my toe en hulle is van Matt, ek is saam met die ouetjie, maar hy is nie 'n Christen nie. Ek wil net by hom wees sodat ek hom kan help. Ek help hom ons nou deur al die goed. My vriend, die Bybel is duidelik. Dit sê bad company corrupts good character. Dit werk net so. En so wat ek eintlik op dit wil sê is, die persoon, as hoe jy gaan weet of die persoon reg is, ek dink baie kere gaan jy nie weet nie. Maar jy gaan jou moeite moet gee. Jy moet gaan sê, okay, is die persoon se waardes reg? Het hy vrug? Is die gees in die persoon? En dan spandeer tyd met daai persoon, leer daai persoon ken. En baie kere vat mense dating as 'n ding wat jy kan date net om die persoon te leer ken, om te sien. Dis amper asof soos dit 'n ding is wat jy deurgaan. Multiple mense deurgaan. Maar dating is bedoel vir troue. Jy date om te trou. So dis nie iets baie kleins nie. Hier is 'n belangrike ding wat mense doen. Dis hoekom dit nie goed is om nou 'n random ou te begin date net omdat hy mooi is nie. Jy moet seker maak, want dit gaan nie oor dating nie, dit gaan oor troue. Dit gaan om een te word. Ja, dating is not a position to sit in, but a process to move through. So, Dis groot. wat dit beteken is as jy iemand date, dan evalueer jy, sal jy jou hele lewe lank met hierdie persoon sal wil spandeer. Ja. Dis wat dit is. Ja. Nog iets, do not be unequally yoked, soos jy gesê het. So basically, wat dit beteken, jy moet my reg help, want ek was nie in die Bybelse tyd nie. Maar, Ek ook nie. maar, Ek so oud. 'n yoke is mos daai hout ding wat hulle bo op die perde, beeste, oks wat ook al sit. En dit word vasgemaak aan soos 'n trailer of 'n ding. Yes. Wat beteken dat hierdie twee saam die vrag sleep. Yes. So wat die Bybel probeer sê is, moenie paar met iemand wat swakker is as jy nie, want dan gaan jy al die load moet dra en dit gaan nie van wees nie. Ek is jammer julle, maar dit is iets wat Feite. seer en dit Precies. maak seer. So die Bybel probeer sê ons, okay, ons almal is op die aarde vir een rede. Nee, God se wil vir ons is Jesus. Yes. Om hom te ken, om ander van hom te leer en om vir hom te leef. Yep. Dis God se wil vir ons. Die Bybel sê dit baie kere. Ons almal is op pad daarna toe. Die wêreld is aan die ander kant op pad. Hulle wil nie God hê nie, hulle wil nie. So wat die Bybel sê is, as jy hierdie resies hardloop, Jesus, do not be unequally yoked. Jy probeer vorentoe gaan, na God toe, na Jesus toe, maar jy wil ook date.
as jy wil. Almal, ek dink meeste van ons wil. Ja. Wat die Bybel sê is moet jy nie vasbind want die yoke, daai beeste is vasgebind aan mekaar. Ja. So moet jy nie vasbind aan iemand wat ander kant toe wil gaan nie. Jy wil vorentoe, maar hulle wil terug. Ja. Daar gaan tension wees en dit gaan seermaak. Ja. So moet dit nie doen nie. So eenvoudig soos dit. En ek dink dis die sad gedeelte, né? Is Ja. ons probeer ons het hoop vir mense. Dis beautiful dat jy hoop Mm. het. Maar hou aan hulle hoop, hou aan hulle vriende wees, but guys, don't date these people. Ek is jammer dat ek dit so duidelik moet maak, maar baie van julle kom na ons toe en praat met ons oor hierdie tipe goed en dan raak ek nogal hartseer want ek praat elke week daaroor. Guys, dit is belangrik dat jy soek vir die regte persoon en van experience af, ek het 21 jaar gewag. Ek het nog nooit gedate in my lewe nie. Maar daai 21 jaar wat ek gewag het ek die regte ene gevind. So, Nog iets op aan dit. Ons kan ook baie praat oor dit. Ek dink ons gaan 'n hele podcast oor dit moet doen. legit 100%. dating. Sê vir ons in die comments as julle dit wil doen. Hier is 'n weird. Sorry, ja, hierdie raak Comments. net baie lank in die comments. In die Like comments. en subscribe. Share die video vir jou Ouma. ouma. Op daai noot, wat jy nou net gesê het, as jy die regte persoon soek, moet jy op die regte plekke soek. Jy kan En ja. nie 'n Christelike vir ons 'n Christelike dame vind by die bars nie. Hoor julle? Jy gaan dit nie reg kry nie. No way. Okay. As jy hierdie godvreesende vrou soek of vir die vrouens 'n man soek van God, soek op die regte plekke. Ja. Waar is die regte plekke, Matt? In die tronk, nee, nie die tronk nie. Kerke. By die kerk. By die kerk. As jy op skool is, by die jeug, wees daar. Okay. Hierdie quote is super cool. En net vir so 'n bietjie konteks, ek weet hierdie raak nou baie lank. Ons gaan nou aan beweeg, maar daar is hierdie storie, dis legit. Daar's 'n girl wat hierdie ou by die skool gesien het, né? Hierdie ou was super lank, blou oë, nice hare. So basically jy. Maar is die perfekte ou. En Kom praat jy van jouself hier so. nee, bro. En hy het by die kerk gedien en hy was raak rustig. Sy naam was Chris. Nee, so hierdie perfekte ou vir haar, nee. Sy dink hy's perfek. Sy gaan na haar ma toe. Sy sê hoorie ma, ek het hierdie ou gesien. Hy dien by die kerk. Hy's die. Hy's net so perfek. En haar ma kyk haar en sy sê ja, 'n ou soos dit gaan nie 'n persoon soos jy wil date nie. En ek weet dis eina, maar baie van ons wil hierdie perfekte hierdie girl of vir die girls hierdie ou gaan die Here dien met als en jy weet, sy's all out vir die Here en maar jy is nie so nie. Jy is nie, ja. So become the kind of person the person you're looking for is looking for. Sure. Punt. Nou met dit, laaste ding, dit word Yes. nou lank, maar word 'n gedeelte van 'n gemeente. Serve. Bedien. 100%. If you don't, Oh man. ja, nou, Volgende vraag. Baie goeie vraag daai. Ons gaan Lekker, net 'n né? podcast oor dit moet doen. ons gaan. We have to. Okay. Who is God's mother? Maria. Jesus se ma. Jesus is God. Ja. Maar Jesus Jesus se ma is Maria. Arts se ma. Aard se ma. So hoekom hierdie 'n belangrike vraag is en hoekom ek dankie. Wie ook al hierdie gevra het, dankie. Ek wil dit duidelik vir julle maak want baie mense dink aan hoe die Katolieke dink. Hulle is soos okay, maar hoekom glo baie mense dat Maria die soos ook nie sonde het en so aan nie en hulle bid deur haar. Dit is nie Bybels nie. Daar is geen plek in die woord praat van blessed dat Jesus se ma blessed is, maar dit praat nie van sodat sy heilig is en pure is nie. Daar's een, Christus alleen. En Jesus het self gesê, iemand het uitgeroep na Jesus toe eendag en hierdie vroue wat ook het gesê, blessed is the woman that nursed you, nee? En toe sê Jesus, ja, dis waar, blessed is she, but
ek dink hy het gesê even more blessed is he who hears my word and obeys, as ek nie verkeerd is nie. Ja, ons kan daai vers daar opkry net nou. So moenie vir hulle luister nie. Right, volgende vraag. Hierso is, ons kyk. Hierdie is great. So, hierdie is van Caitlin af, ek dink. Ja, obviously, this is Soutie. Alright, so, how do you know you're going to heaven and do you believe you are going there? Shall I take it You away? shall take it. Yes. How do you know that you are going to heaven? Yes. And do you believe you're going to go there? So, 'n kerkterminologie vir hierdie is sekerheid van saligheid. Sure. Wat beteken dit, Chris? Ek wil net sê, soos niemand, almal het nou net al gesê, soos ja, okay, cool, wat beteken dit? Basically, wat dit beteken is, jy wat confident is. Ek voel confident is nie sterk genoeg nie, jy wat seker, daar's nie 'n ander woord nie, jy wat seker is. As jy seker is van iets, dan glo jy dit. Ja. As jy seker jy sit op 'n bank. Ja. Ja, hoekom? Want ek sit op Want 'n jy bank. sit op 'n bank. Glo jy, dink jy sit op 'n bank? Voel jy sit op, nee, seker. Sekerheid van geloof, jy is seker dat jy moet toe gaan, hoekom? Want die woord sê so. Die woord sê dit. Weer eens, Romeine 10 vers 9. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Exactly. Johannes 3 vers 16 sê, Johannes 3, for God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. Die Bybel sê dit. Dis hoekom, Ja. Kan jy hierdie drop nie anders sê, maak my pastoor my dood. Dan is ons actually cooked. Die Bybel sê dit. Dit beteken, God sê dit, wat settles it. Is dit? Hoe weet jy gaan hemel toe? Jy het jou hart vir Jesus gegee. Die Heilige Gees bly in jou. Jy het die, dis dit, punt. Daar's so baie wat ons oor kan praat. Ons kan oor die doop van die Heilige Gees Yes, praat. daar's baie wat is daar. Wat is dit? How do you know you're going to heaven and do you believe you're going there? Ja, Yep. punt. Boom. Volgende vraag. Nie omdat ons great is nie, want ons Ja, is nie. okay. Dax bly het dit nou gesê. Dit gaan nie oor ons nie. Daar's 'n paar vrae waaroor ons nou gaan praat, maar dis nie ons nie. Dis nie jy wat cool is nie. Net Jesus. Volgende vraag. Wat moet ons bring vir die Bybelstudie? Volgende vraag. Ja, ons gaan nog daaroor praat. Dis 'n ander tyd. Not this time, not now. Alright, so hier is 'n vraag wat ek graag wil antwoord. So, hoekom is ons op aarde? En hoekom is ons soos wat ons is? Hierdie is 'n Dit is 'n skerry crazy vraag. En maar hoekom ek dit wil antwoord is, hierdie is eintlik nogal naby aan my hart. En ek is besig om 'n gedeelte van my goed wat ek studeer is ek in 'n gedeelte van dit het ek hierdie geskryf. En hulle noem dit the 3 no's. Dis iets wat regtig naby aan my hart is as ek dit so kan stel. En dit is die goed wat Christus ons eintlik die opdragte of hoe kan ons dit sê? I see it as the blueprint of life. Hoekom ons in die lewe is. Die eerste een is by the way is nie nee nie, nou nie, dis K-N om te ken. W. Ja, known. What known? Ja, known of know. Of no, okay. So die eerste een is to know him. So die woord is of kom ons begin to know him om hom te ken, om hom te soek, om hom te verstaan, sy liefde te kan ervaar, om hom net jy weet net beter leer ken. Jesus sê that they may know thee, the one true the only nee, wag, wat sê? That they may know thee, the one true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. So die lewe gaan oor om hom te ken. Maar tweedens is that he may know you. Hoekom sê ek so? Want daar gaan 'n dag wees waar Jesus gaan sê, "Go away from me. You are workers of lawlessness. I do not know you." Yep. Go away from me. I do not know you, you workers of lawlessness. Iets soos dit, né? Ooh. En dis 'n scary ding. Dis hoekom dit belangrik is that he would know you. En nou ons gaan net nou daaroor meer bietjie praat. En dan die derde ding is to make him known. So dis die opdrag van Jesus. Jesus sê, "Go out and make disciples of every nation, baptizing them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you." Né? So om terug te gaan, daar's twee wat maklik is om te verstaan, maar die tweede ene wat to be known by him is bietjie confusing.
how can we be known by God? The way that we are known by God is presies wat ons nou heeltyd oor gepraat het. It is coming to him, being saved by him. God knows you. Wanneer hy die Heilige Gees in jou hart stuur, is dit God wat jou ken. He becomes your father. You are known by your father. You can't have him know you through your own works. Hy ken jou hart. Maar jy moet na hom toe kom, jy moet 'n verhouding met hom hê. Dit gaan nie oor werke nie. En weer eens, dis nie 'n lisensie om te sonde nie. Om sonde te doen nie. Jesus sê weer eens, I do not know you, you workers of lawlessness of sonde, you workers of sin. Dit is nie 'n lisensie vir sonde nie. So dis van my kant af. Yep. Maar jy het dit perfek gesê. Volgende vraag. En ons het 'n paar messages oor dit al by die jeug. Nou ons gaan dit op die channel ook sit. Marley, hoeveel keer wil jy op 'n papiertjie skryf? Give me a shout out. Hallo Marley. Hallo Marley. En sy sê hallo vir julle ook by die jeug. Yes, hallo julle almal. Hier is my vraag vir Chris. Ek wil 'n vraag. Chris. Wie is die volgende jeugleier? Cool, great antwoord. Ja, so ons gaan met jou 'n bietjie daaroor praat. Nou, verseker. Ja, nie nou nie. Sorry. Sal jy op boogte hou? Maybe, eendag. Nee, ek joke. Nee. Ons sal sien. Okay. Hoe om dit te hanteer wanneer jy voel jy pas nêrens in nie en dat die fout altyd by jou lê. Chris, gooi hom uit. Honestly, ek voel jy kan hierin 'n bietjie beter verduidelik, maar hoe om dit te hanteer wanneer jy okay. Die eerste ding wat ek sal sê, dan kan jy dit verder vat. Psalm 23 vers 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Basically die idee van dit is don't give the enemy a seat at your table. Wat bedoel jy met dit? God berei 'n tafel voor vir jou en vir God. Alraai, dink net gou, dis crazy. Fees mal saam die koning en God van die heelal, dis crazy, maar wat dit beteken is God wil 'n verhouding met jou bou. Hy wil jou ken, jy wil hom ken. Maar daar's 'n enemy. Ja. En wat gebeur soms? Jy praat met God en die enemy kom en hy kom sit net hier by jou tafel, hy skuif sy stoel in en hy sê, hoorie, jy weet daai ander ding wat jy gedoen het? Toe jy daai ou geslaan het omdat hy jy so uitgecheck het, was well dan, anders hy jou seermaak. Split het hom geslaan. En ook, soos, dude, skroe hom. Wie is hy? Om iets vir jou te sê. En wat gebeur is, nou laat jy toe dat die vyand hier by die tafel sit, Precies. wat gemaak was vir jou en God. En dan begin die enemy met daai leuen, soos, jy pas nie in nie. Wie dink jy het daai idee in jou kop gesit? Ja. Soos, baie kere laat ons toe dat die vyand net soos al hierdie leuns plant in jou kop. Ja, dit is so, né? Sure. Ek kan baie oor sê, soos, okay, laat jy eers iets sê, dan sal ek verder gaan. Nee, ek dink wat ek net wil sê is as jy nie voel jy is deel van mense, deel van vriende, deel van wat ook al nie, word gedeelte van 'n gemeente. Yes. Dit is vir my belangrik. Dis hoekom ek vir julle sê 'n paar weke terug, kom join ons Sondagoggende, daar waar ons almal saam met mekaar is. Julle verstaan nie die connectie en die joys wat ons saam met mekaar het nie. Dis 'n familie. Dis 'n familie. Jy voel In dit. Christus, yes. En daar's nie judging nie. Ons ken mekaar se stories, ons ken mekaar se sonde. En dis weer eens, dis 'n familie en dit is hoekom dit belangrik is. Yes. As jy nie in 'n gemeente is nie, kom join ons. Maar as jy is, gaan na jou kerk toe, word betrokke daar, so jy gaan mos nou sien. So maar as jy nie is nie, kom join ons by Sion. Dit is vir ons 'n joy om julle daar by ons te hê. Ja, soos jy gesê het, serve. Om te serve is massive. Baie belangrik. Vir die koninkryk, jy doen dit vir die koninkryk. Ja, die kurkurkure. Dis mens 'n breek vat koninkryk. En ja, moenie vir die vyand luister nie, jy pas in, jy is nou dat ek dit gesê het, jy pas nie in nie, menend volgens die wêreld of volgens God se kinders. Want daar's 'n verskil tussen die twee. Daar's 'n groot verskil.
Daar's 'n groot verskil. Massive verskil. Ons sal baie oor dit ook praat. Maar ja, om hierdie net soos kortliks te beantwoord. Om te surf gaan help, want ook dit help jou om jou identiteit in hom te verstaan. In die Here se mense. As jy weet wie jy is in Christus, dan maak dit nie saak wat mense van jou dink nie. Ja. Jy weet wie jy is. Jesus self Punt. sê, you'll be hated because they hated Yep. me. Maar die God se mense gaan jou lief hê. Next one. Op die God se gemeente se plek. Okay, hier is vir jou sommer. Hoe stop jy om jouself heeltyd te compare na jou boyfriend se ex-girl en te stop om haar te stalk, want dit maak jou net sleg en lelik voel. Alright. So, okay, hoe stop jy om jouself te compare teenoor jou boyfriend se ex-girl? Ja, so Eerste vraag. ek dink dit is baie diep. Ek kan nie wag tot wanneer ons as die Here se wil is en ons maak nog 'n podcast oor dating. It's amazing as ons daaroor kan praat. Maar een ding wanneer jy so, hoe kan ons dit sê? So voel, jy vertrou nie jou boyfriend nie. Jy vertrou nie dit Ouch. om genoeg nie, want as jy hom gaan vertrou, gaan jy weet it doesn't really matter who likes him or not. It doesn't matter if the person has had many girlfriends or whatever. As hy regtig jou liefhet, hoef jy nie te worry oor ander mense nie. Ons het nou net gepraat oor verhoudings en hoe weet mense as dit die regte verhouding is. Weereens nog 'n ding, maak seker hy's 'n Christen met vrugte in sy lewe. En die wat jy daarso sê van hoe kan ek stop om myself te compare met daai mens? En ek dink van my kant af kan ek sê is elke persoon is so mooi en so uniek gemaak. Stem jy saam? Ja. Elke een van ons. Daai meisie het haar eie beeld wat ook al en sy is so gemaak want die Here het haar so gemaak en sy is perfek in die Here se oë en jy ook. Maar hier's 'n maar. Baie kere vertrou ons ander halfte of nie ander halfte nie, dis eintlik 'n slegte manier om dit te sê, maar ons boyfriend en girlfriend te min om te sê luister, ek vertrou dat jy my liefhet en dat jy van my hou en wat ook al en ek hoef nie myself te compare met ander nie, want jy het my lief. Ek het eintlik dis eintlik iets wat nogal ek baie like is daai ding van I actually have no say. Ek het geen sê oor wat my boyfriend oor my dink nie in die manier van hoe hy van my hou. Maar om daai doubt te hê oor mekaar, it only hurts the other person. It only hurts the other person when you are in your subconscious thinking, hey luister, daai meisie is mooier as ek vir my boyfriend. Dis verkeerd, guys. Kry jou mindset op die regte plek van hierdie persoon is lief vir my en ek vertrou hierdie persoon genoeg dat ek nie hoef te doubt daaroor nie. En guys, as dit so uitwerk dat julle dating en goed nie uitwerk en so aan nie, dan is dit awesome. Sorry, maar dit is. Want daar's 'n ander plan, daar's 'n ander rede. Guys, ons kan regtig lank oor hierdie praat. Verseker. Nog iets wat ek wil sê op dit. As jy voel jy compare yourself met iemand anders. Eerste ding is niemand is perfek nie. Ja. Jy mag dalk dink dat hierdie ex-girl perfek is of beter as jy. Die Bybel sê ook almal is gelyk. Ja. Like sorry, as jy dink dat baie van die bekende akteurs beter is as jy. Of dalk slegter as jy soos Hitler. Ja, almal is gelyk. So dis die eerste ding. Die tweede ding is I mean, 'n mens kan baie sê hierop. En wat sê die res van die vraag, hoe stop jy jouself te compare met ex-girl? Okay, en om te stalk. So Don't do that. die eerste ding is om 'n persoon te stalk is nie gesond of cool nie. Not good, guys. Ja, ek dink nie ons moet mense stalk noodwendig nie.
die rede hoekom jy dit sal voldoen is omdat jy nie jou identiteit in Christus Yep. ken nie. Ja, en jy wil jouself compare sodat jy beter kan voel oor jouself. And that's not right. As jy weet wie jy is in Christus, dan is jy sharp. That's it. En guys, julle mag dalk dink hierdie is 'n interessante vraag, maar dit is iets wat ons elkeen insukkel. Elkeen van ons, soos nou met die stalking gedeelte, jy wil jouself compare, of kom ons sê nee, hier's iets even beter. Kom ons sê iemand sê jy lyk soos 'n bekende, ek weet nie, tennisspeler. Nou die dag wat ek tennis gaan speel, dis sê iemand vir my, luister, jy lyk soos hierdie ou. Ek kon baie maklik dit nou gevat het, hierdie ou gaan stalk het, myself kon gecompare het met hom En dan en dink ek is rabbit cool. hole. Ja. En dink ek is beter of erger, Ja, presies. slegter gevoel het. Ja. Omdat hy mooier is as ek. Maar it's not right. It's not right placing your identity in someone else. Wat? Jy is perfek gemaak. Die Bybel sê ook moenie jaloers wees op ander nie. As jy jouself compare, jy is basically net jaloers. That's it. Dis sonde. Dis jaloers. Want ja. Jesus het God het jou uniek gemaak. That's it. Soos wat jy is. Ek dink Om jouself te compare. Jeremiah says that I'm fearfully and wonderfully made. Ja. Fearfully and wonderfully made. Ja. Exactly. Volgende vraag. Baie goeie vraag. Baie. Nice, you know. Ja. Oh, daar kom nou uit. Daar's baie min nou hoor. Alright. Hoe moet jy jou hele lewe vir die Here gee? En hoe weet jy, guys, hoe weet jy, hoe weet mens? Wow, en hoe weet jy is 'n goeie Christen? So hoe kan jy jou lewe vir die Here gee en hoe gee jy jou lewe vir die Here? Hierdie is Chris se antwoord. Ek gaan alles vir Chris gee. Maak nie saak nie. Goeie. Maar jy weer eens, ek dink ek het dit net nou gesê, mense voel entitled om hulle lewe hulle eie sin te hou. Jou eie hart te hou en soos dit net vir jouself te hou. Ek gooi die vraag die hele tyd. Hoe moet jy jou hele lewe, hoe gee jy dit vir die Here? Letterlik. Jy sê vir hom, Here, hier is my lewe. Ek gee dit vir U. Dit is nie myne nie. Doen daarmee soos wat U wil vir U eer. En is 'n scary gebed. Dit is. TBH. Dit is. Dit is kind of scary. Maar letterlik soos gee net jou lewe vir die Here. Dit baie kere lees ons die Bybel en ons is soos, man, dit is te maklik. Dit is te maklik. Dit wat Jesus gedoen het aan die kruis, daai waar die ry moes gaan, wat niemand kon doen behalwe hy nie, dit maak dat dit so moeilik, so maklik, so maklik is vir ons. Genade. En dis net genade. Genade. En hoe weet jy dat jy 'n goeie Christian is? Koos gaan die by. So, baie mense voel jy moet 'n goeie Christen wees. Jy moet 'n goeie kind van God wees. Jy moet werke doen. Jy moet iets doen om goed te voel vir jouself. Dit moet voel soos ek is jammer om dit te sê, maar baie kere kry mense die idee jy moet ook iets doen om seker te maak dat jy gered is. So dit wat Jesus gedoen het aan die kruis, dis half nie genoeg nie. Jy voel jy moet ook iets doen. Christus plus. Maar dis niks wat jy kan doen nie. Nothing, guys. To be honest. Nothing. So dis letterlik net Christus en dit wat hy gedoen het aan die kruis wat jou kan red. En sodra jy dit verstaan, weet jy dat jy letterlik vir hom kan lewe en vir sy eer. Dus met dit gesê, hou op dink aan alles as religion. Hoe weet jy dat jy 'n goeie Christian is? Dis nie religion nie. Baie mense voel hulle moet ook 'n aandeel en 'n deel hê in hulle salvation. Ja. En dit is nie waaroor dit gaan nie. Nee. En die rede hoekom baie mense nie wil Bybel lees nie, is hulle voel, ek het werke wat ek moet doen. Dis nie lekker nie. Ek moet Bybel lees. To be honest, niemand sou wil Bybel lees as dit die vereiste was nie. Maar dit is nie. Dis letterlik net Jesus. Om dit eenvoudig te stel. Dis waar. En dit maak dat jy 'n verhouding met hom wil hê.
Ja, so dis letterlik net genade. En dit maak dat jy 'n verhouding met hom wil hê wanneer jy regtig verstaan wat hy vir jou gedoen het. Volgende vraag. Ja, wat van my kant af met dit net vinnig vandag is dat niemand van ons is goed nie. Niemand is goeie Christene nie. Christ alone, God alone is good. En dis hoe kan ons kon red het. Next one. How do you gain more faith, Chris? Nee. How do you gain more faith? Okay. Weer eens, dis goed dat jy het vra. Het beteken die Heilige Gees werk deur jou om dit te wil doen. Iets wat ek nou die dag oor gepraat het by die jeug. En 'n cool side note, ons gaan die preke ook weer post op die channel. Dit's fun. So as ons oor iets praat en jy soos wonder, gaan kyk net dan maar. Ek het hierdie gehoor nou die dag. Jesus, mens moet versigtig wees met hoe jy dit stel. Jesus kort nie jou geloof om wonderwerke te doen nie. Dis waar. Dink gou op die see, jy weet die storm. Hoeveel van die disippels het geloof gehad in daai oomblik dat Jesus iets gaan doen? 10 to 1 niemand. 10 to 1 niemand. Het Jesus toe gestaan soos, nou wat? Soos, Ja. nee. Hy was soos, okay, storm, chill. En hulle was soos, wat het nou net gebeur? Jesus kort nie jou geloof om iets te doen nie. Ja, Punt. that's it. Maar, how do you gain more faith? Deur jou Bybel te lees. Ek weet dit klink stupid, maar hoe meer jy jou Bybel lees, hoe meer verstaan jy wie God is, wie Jesus is en wat hy kan doen. Wat beteken dit? Dit beteken iets gebeur en jy sê, oh man, wat nou? O, wag. Ek het in die Bybel gelees dat Jesus hierdie ou gehelp het met dit. Jesus kan my help. Ja, dis hy. Of iets gebeur en sê soos, yes, ek weet net nie. Ek kan met niemand praat oor dit. O, God het gesê hy is altyd daar vir ons en hy gee om. Gaan met hom praat. That's it. Jy gaan dit nie weet as jy nie die Bybel lees nie. Ja. En dit maak dat jy geloof het in 'n situasie om hom te vertrou in die situasie. Ja, so met dit ook is ek het by iemand nogal gehoor wat dit vir my nog uitgestaan is if you pray more, you want to pray more. If you read the Bible more, you want to read the Bible more. Presies. Skryf jy maar. Ek dink ons het nog 'n paar hoor. Wel maar uit. Secret in, okay? Oh yes. Hier's my vraag vir Chris, ek dink. Ek dink letterlik al die vrae so. So right, so. Van my af vir Chris. As jy een superpower kan hê, wat sal jy wil hê? Maar. Daar's 'n maar. Ek Altyd mag 'n 'n maar. weakness kies. Oh, So ek kan 'n weakness vir jou kies. Jy kan enige superpower hê, enige superpower. maar ek gaan nou vir jou weakness kies met dit. Ek het nog nie gedabble in die hele superpower. Ek double met Mindset dit dan baie. nie. Ek double met dit baie. Baie. Sjoe, as ek enige superpower, okay. Een van my vriende het nou die dag gesê, ons het gepraat oor teleportation of vlieg, en dis ek sê, nee, om te teleport, tippie. Okay. Dit was nou cool. Dis hy, dink daaraan, as jy teleport, dan mis jy die journey. Maar as jy vlieg, dan kan jy goed sien. Soos 'n superfly. Ja, Dis en jy kan soos stop by plekke. Ja. Maar as jy teleport dan mis jy alles. Dis ek sê man, is kind of cool. Maar enige superpower, okay. Om super vinnig te hardloop. Dis cool. The Flash was my gunsteling op 'n tyd. Graad 8. Ek dink your mind's to read. Dis scary. I like jy dink om invisible te wees. Invisible. Invisibility. Alright. Of om te vlieg. Okay. Maar ons almal gaan vlieg eendag in die hemel. Maar dan nie ons gaan invisible wees nie so. Ons weet nie. Ons weet nie. So jy sê Ek sal sê om wat is
Ek probeer nou. En dan net, ek kies vir jou 'n weakness. Jy kies 'n weakness. Ek kies 'n weakness vir jou. So kom ons sê, Ek dink. vir voorbeeld, nee, kom ons sê jy wil vlieg. Dan gaan ek sê, maar dan moet jy met jou hande vlieg en dit is verskriklik tiring, soos erg. Okay. Jy voel asof jy 'n marathon gehardloop het. Okay, my superpower is om dried banana chips in 'n instant te spawn in my hand. Right, die banana chips is vrot. Jy sê my net screw anyways. Ja, dat sê jy. Banana chips is vrot. Nee, dit is nie. Man, ek wonder wie hierdie gedoen het. Okay. Okay, van Chris na my toe. Nee. Matt, hoe kan mens so genuine en kind wees soos jy? Legit, vraagteken. Is dit ja, okay, dis vir Chris af. Want niemand anders se vra dit nie. Lees gou daai verkeerde vraag gou weer. Matt, hoe kan mens so genuine en kind wees soos jy? Legit, vraagteken. Ek is nie kind and genuine nie, maar I put on Christ. And Christ works through me. Boom. Anderste? Mm-mm. I can't do that. Nee, anyways. Ek like daai. Dankie vir die vraag. Dat julle. is guys. Yes, see. Ja, dat was so. Ek like 'n ander klap vir daai nou. Baie dankie julle. Well done, guys. Ja, baie goeie vrae gehad. Mm. Baie vrae waaroor ons moes dink en soos was interessant geweest. Was good. Ek dink ons gaan verseker baie meer Q&A's doen en ek hoop baie van julle het nou nog vrae. Nie oor dit wat ons geantwoord het nie, maar dalk iets wat jy weet inspirasie gespark het. Ja, het. dis weird goed. Jy kan regtig vra. Jy kan enige tipe vrae vra. Daar's baie wat ek en Chris wil oor praat en die myn goed, ek dink van my kant af, dating. Yes. En hoe om 'n man te wees. Man van die Here. En Skies verhouding met Christus en dit is nie werke nie. Maar ons het baie om daar te sê. Ons het. En ook onthou vra maak dat jy goeters beter verstaan. So vra. That's it. Letterlik sodat dit jou kan help. Anyways, dankie dat jy hierdie podcast geluister het. Dankie guys. Die eerste jeugpodcast. Come on, dan mis ons die daai fase van ons. My vingers amper gebreek. Okay. Anyway. Right. So Chris gaan vir ons ook afsluit met 'n gebed. Yes. En dan ja. En dan sien ons julle in die volgende een. Honestly, genuinely like en subscribe asseblief. Nee, ek check net as jy dit wil. Doen dit. En share vir een van jou chommies. Ja, ons gaan weet wie nie ons video's kyk nie, né? Ons check net doen wat jy wil. Anyways. Ek check nie, maar is fyn. Anyways. Dis wat. Dankie Vader dat ons nou hierdie kon doen en dit vir u doen. En dankie vir die vrae wat die kinders gevra het. Dankie dat jy deur ons kon werk. En dankie dat die Gees deur ons werk en ons inspireer. Dankie vir die woord. Dankie dat u met ons praat deur u woord. En in alles wat ons doen, Vader, help ons om u raak te sien. Want dit is 'n verhouding. Dis niks wat ons doen nie. Dis net wat u gedoen het aan die kruis, Jesus. En ons is super dankbaar. En ons is so bly dat u dit gedoen het en dat u ons gered het. So Vader, in die res van ons dag en alles wat ons doen, asseblief werk deur ons vir u eer. Spreek in u naam alleen. Amen. Amen. Dankie julle, dit was great geweest. Cheers. Tot die volgende keer.